En Kelvin dat julle soos van ouds julle plekke in die orkes ingeneem het. Dankie daarvoor. Dit is baie lekker om julle daar te hê. Baie aangenaam. Vandag verjaar Maureen Klaasen, Maandag Errol Voogd, Woensdag Lenet Maree. Tersius, jy ook, sien ek? Waar is Tersius? Nou sit op 'n ander plek daar. Donderdag Martha Gous, Renay van Staden, Johan Zeli, Vrydag. Vriende, ons sal maar veel geluk moet sing. 92 jaar oud. Kom ons gee 'n handeklap daarvoor. Humbertus, dit is voorwaar 'n baie geseënde ouderdom. Voor om baie bly raak, dis omtrent Abraham se ouderdom toe hy 'n kind gekry het, né? Pas op. Pas op, oom baie geluk. En nie 'n Sondag nie in die kerk nie. Wat 'n voorbeeld. Mag die Here vir oom en tannie Yvonne baie ryklik seën in die lewensjaar wat voor lê. Dan Saterdag Dries Becker, dit is nie ons Dries nie, dit is 'n ander ons Dries. Dries het reeds verjaar. Baie geluk aan die mense. En dan, al wat ek dan nog wil doen, dit is al relatief lank, seker 3 weke op die bord daar buite, die tye van die eredienste, wat in die vakansietyd is. Daar is nie aanddienste totdat die skool begin nie. So van, ek wil nou nie lieg nie, maar as dit die 15de Januarie is die eerste aanddiens weer. So daar is nie aanddienste nie. En nou met Kersdag en Nuwejaarsdag en my verjaarsdag hierdie jaar, almal op Sondag, dis 'n besondere jaar, het dit nou so gewerk dat die gewone tye het ons aangepas, omdat dit op gewone Sondag is. Daarom het ons het dit ook lank afgekondig, vanoggend die diens 9 uur, want as jy 8 uur kom, is jy betyds vir 9 uur, maar as jy 9 uur kom, dan het jy 8 uur verloor. Dan kom jy hier in as ek sê amen, en dis nie wat 'n ou wil hê nie. Dieselfde met die middernagdiens, as ek nou Saterdag aand 12 uur preek, en dan die volgende oggend weer, gaan jy 'n baie flou preekie kry. So, die middernagdiens is eintlik nou 'n Sondagoggenddiens. Daar is dus nie hierdie jaar 'n middernagdiens nie. Hy is Sondag 9 uur, soos gewone tyd op 'n Sondagoggend. Ek dink dit is al wat ek hoef af te kondig. Moenie bang wees nie. Ek het baie goeie nuus vir julle. Nuus waaroor julle nog baie lank gaan feesvier. Hierdie goeie nuus is ook vir die hele volk bedoel. Vandag is die redder in die stad van Dawid gebore. Vir almal van julle, gaan soek na 'n baba wat styf toegedraai is en doeke lê in 'n krib. Dit is hy. Amen. En 2000 en ietsie jaar later, die engele het gesê, julle sal nog baie lank fees vier, 2000 jaar later, vier ons steeds die fees. En hy antwoord, genade vir elkeen van julle, en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus die Here, deur die Heilige Gees. Kom ons blaai na Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19, ons gaan die eerste 10 verse lees. Is daarom lekker as daar nou 'n oupa en 'n ouma is wat al hierdie jobs kan doen, hè? Oupa en ouma, dis net so lekker om hulle terug te gee weer as hulle waai, né? Sê, daar gat julle. Dis die lekker van familie. Kom ons bid saam. Here onse God,
Daar is iets misterieus daaraan om jaar vir jaar die ou bekende Kersliedere te sing. Liedere wat ons hartsnare raak soos geen ander liedere hier op aarde nie. Liedere wat ons so min kan sing, een keer 'n jaar, in hierdie adventstyd en Kerstyd. Liedere wat ons verbind aan Kersfeeste wat verby is. Die vreugde daarvan, maar ook wat ons vandag saambind met ons geliefdes. Here, dankie dat hier baie geliefdes en vriende hier vandag op u verjaarsdag by mekaar is. En ons bid, Here, dat ons saam wees, 'n seën sal wees. Ons bid, Here, dat ons saam wees, ons iets sal laat beleef van die vrede, die welbehae, die liefde, wat die vrug is van die werk van die Heilige Gees in ons lewens. En ons bid ook dat ons u stem uit die woord sal hoor, om Jesus ontwil. Amen. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Broers en susters, dit is maar deur die eeue ons mense se probleem. Ons kan so bitter goor wees met mekaar, in plaas daarvan dat hulle bly is. Hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. You are the weakest link. Goodbye. En dan staan jy op en jy vat jou goedjies en daar gat jy. Dit is die gevreesde woorde uit 'n BBC-program, The Weakest Link, wat deur so 'n kwaai vrou, Anne Robinson, aangebied is. En as jy dan droog maak, dan hoor jy dit, You are the weakest link. Goodbye. En jy hoor dit as jy uitgestem word deur ander. En dis nie lekker nie. Dis nie lekker om te hoor, jy is die swak skakel nie. Jy is die swakste skakel nie. En dan skryf Prof Stefan Joubert heeltemal tereg, ons lewe in 'n wêreld van wenners. En in so 'n wêreld moet die swakste skakels verwyder word, want hulle trek die ander af. Ons het 'n spreekwoord. Daar is net een vrot appel nodig om die hele kas appels vrot te maak. Daar is net een vrot eier nodig in 'n omelet en jy gooi die hele ding weg. Die Kersverhaal vertel die storie bietjie anders. Want op Kersdag word swak skakels, weak links, nuttige skakels in God se koninkryk. Nie om wenners en verloordes teenoor mekaar af te speel nie, want daar is nie sprake daarvan in die Bybel nie. Die Bybel sê armes is nie beter as rykes nie, of rykes as armes nie. Ryk en arm is welkom in die koninkryk. Of jy nou die skatryk Bybelse veeboer Abraham is, 'n Donald Trump van die ou tyd,
letterlik, skatryk. Of die arm Lazarus wat die krummels van die ryk man se tafel moet afeet. God is die God van armes en rykes en onaansienlikes en aansienlikes, maar hy is in die besonder die God van hulle wat in Christus glo as verlosser. Dis die mense in wie hy 'n welbehae het. Nie sommer die mensdom nie. Die mense wat in Jesus as verlosser glo, in hulle het hy 'n welbehae. En die swakskakel waarvan Lukas ons vanoggend vertel, sy naam is Saggeus. 'n Kort ouetjie moes boom klim om die Here Jesus te kon sien. Hy is vanweë sy beroep, ons sou seker kon sê hy is die hoofontvanger van inkomste van daai tyd, en vanweë sy skelmstreke deur sy eie mense eenkant toe gestoot, die spreekwoordelike swart skaap. En die meeste van ons kan met hom identifiseer. Veral as jy ergens in jou lewe op die kantlyn uitgestoot is. Of as jy ergens in jou lewe droog gemaak het, en nou weet jy nie mooi hoe om sake reg te stel nie. Niemand in Jerigo het van Saggeus gehou nie. Hy was ongewild en hy was skelm. En daarom is hy eenkant gestoot. Mense wou met hom niks te doen hê nie. Miskien het hy allerhande byname gehad. Ek kan my voorstel dat toe hy groot geword het, hulle hom dalk Shorty genoem het. En dit het seer gemaak. En dit het diep hier in sy binneste kom sit. Want sien, dis wat gebeur. As so iets met jou gebeur, dan begin jy wraakgedagtes koester. Dan begin jy onwetend op 'n manier om mense te probeer terugkry vir wat hulle aan jou gedoen het. Jy begin bo oor mense loop en jy sê lekker, julle wou my mos spot. Julle wil mos niks met my te doen hê nie. En so word hy 'n tollenaar, want so sien hy 'n besigheidsgeleentheid. Hy het altyd net 'n bietjie meer inkomstebelasting gevat as wat nodig is, tolbelasting, en hy het ryk geword. En hy word 'n kantlyn mens met 'n gemis in sy lewe. En daardie gemis het hy met geld probeer regstel. Maar vriende, dis merkwaardig van Lukas se Kersverhaal, hoeveel kantlyn mense daarin opgeneem is. Daar was die onvrugbare ou Elisabeth in Lukas 1. En nou moet ons onthou, kinders is gesien as 'n besondere seën van God. Dit was vir vroue bitter swaar om onvrugbaar te wees, want onvrugbaarheid is gesien as 'n straf van God. So vir die hele wêreld as dit ware het jy rondgeloop en almal het gedink, wat het sy gedoen, want sy word deur die Here gestraf. En die interessante ding is, die gedagte het nie eers by hulle opgekom dat dit dalk die man kan wees wat onvrugbaar is. Elisabeth het waarskynlik gevoel dat sy haar doel in die lewe gemis het. 'n Kantlyn mens. En dan is daar die jong meisie Maria, pas 14 jaar oud, buiteegtelik swanger. En dit maak haar die voorbeeld van smaad en bespotting en moontlik kruisiging. Want dis wat voorgeskryf is. As jy buiteegtelik swanger is, dan raak jy met klippe doodgegooi. Jy en die man. Sy neem op 14 tegelyk 'n groot las en 'n groot verantwoordelikheid op haar skouers. Die verwerping deur die mense, alhoewel sy bevoorreg is om Christus te dra. 'n Kantlyn mens. Op die prentjie voor die diens daar, die skaapwagters, die oorbekende storie van die skaapwagters, voortvlugtendes en uitvaagsels, en mense wat wou wegkom van die gereg, het in daardie tyd dikwels skape opgepas. Hulle is uit die staanspoor as leuenaars beskou.
Wie sou aan hulle aandag gee? En wie sou ooit kon dink dat hulle die eerste sou wees om te hoor en te getuig, die Heiland is gebore. En dan is daar die bejaarde ou profetes in Lukas 2 vers 25, ou Anna, 'n weduwee, 84 jaar oud. Wat kan 'n mens van so 'n ou mens verwag, vra iemand, en 'n weduwee? Tog is sy elke dag in die tempel, wagtend op die vervulling van die boodskap, die profesie, dat die Heiland gebore sou word. Kantlynmense, uitgeskuifde mense. En dan is daar dwars deur Lukas se storie ook nog baie ander kantlynmense. Die besetene, vol duiwels in Kapernaum, die man met die gebreklike hand, gesien as 'n straf van God, die verlore seun, die blinde man, volksverraaier en skelm se gees, almal kantlynmense. Soos Jesus die kantlynmens, die koning wat in 'n stal gebore is, omdat daar nie vir hom plek is in die hotel nie. En dis altyd, ek sê net oor die musiekgroep, so 'n mooi romantiese prentjie. Dis eintlik 'n verskriklike prentjie. Wie sal graag jou kind in 'n vieslike fout stal, waar daar diere in bly, in die wintertyd, so die diere is daar binne, en hulle mis en alles is daar binne. En hier word die koning gebore, en dis waar hy gebore word. So hy word eintlik al gebore as 'n kantlynmens. En hy het gekom vir kantlynmense. Vir hulle het hy sy lewe kom aflê. Met sy kosbare bloed kom loskoop. En dis die kernboodskap van Kersfees. Jesus het gekom vir kantlynmense. Vir verlore mense. Vir gebroke mense. Vir jou en my, wat ons nou die Sondag ontdek het, die onvrugbare vyeboom in die wingerd van God is. En wat ons voorverlede Sondag ontdek het, toe die tuinier sê, spit hom uit, of althans die eienaar, toe sê die tuinier, wag. Ons gaan hom bemes, ons gaan hom koester, en hy gaan vrug dra. En dis die tuinier wat gekom het. Dis die tuinier wat by die onvrugbare bome, die kantlynbome, kom ons noem hulle so, waarvan die byl teen die wortel lê gekom het en gesê het, ek het vir hulle gekom. Ek het vir hulle gekom. Hy het die kantlynmens wat in 'n krib en in 'n graf lê, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat opmerklik is van Lukas se storie, miskien het Lukas meer empatie met mense, hy was 'n dokter. En jy kan seker nie 'n dokter word as jy nie 'n gevoel vir mense het nie. So hy kyk na mense in menslike situasies, en die mooi ding, of die opmerklike ding in Lukas se Kersverhaal, is dat God elkeen van hierdie kantlynmense oormaak. Hierdie onvrugbare vye oormaak. En in diens neem. Die onvrugbare Elisabeth ontvang genade van die Here en word die moeder van Johannes die Doper. Jesus se wegbereider. Die skaapwagters, leienaars en droogmakers moet hoor, vir julle vuil stink droogmakers is die verlosser van die wêreld gebore. Vir die tienerdogtertjie Maria, wat die geskinder van die mense verdra, sy word die draer van die Christuskind. Sy gee geboorte aan Jesus die Verlosser. Oor geen vrou in die geskiedenis van hierdie wêreld is daar meer liedere geskryf en meer gedigte geskrywe as oor hierdie tienerdogter.
Maria, vrou van Nazareth, daai pragtige gedig van Elizabeth Eybers. God het haar verhoog. Die bejaarde ou Anna, wat getrou eredienste bywoon in die verwagting dat sy die Messias gaan sien, sy word 'n instrument by uitnemendheid wat die verlossingsdade van God verkondig. En die swakskakel Saggeus, die sondaar Saggeus, val uit 'n vyeboom uit tot binne in die koninkryk van God. Want Jesus het hom begenadig. Hy wat self 'n onvrugbare vyeboom is, word begenadig. Jesus nooi homself om by Saggeus te eet. En in Bybelse terme dui saam eet op gemeenskap en aanvaarding. Baie maar soos vandag, baie maar soos wat ons ook vandag 'n Kersdag saam eet. Partykeer kan jy familie nie kies nie, vriende, dan moet jy nou maar saam eet. Maar in daai tyd was dit in besonder 'n teken van aanvaarding. En daarmee wys Jesus hoekom hy gekom het op Kersdag, om te soek en te red wat verlore is. Elkeen van die Kerskantlyn mense kry nuwe sin in hulle lewe. In ons teksgedeelte vind Saggeus die sin in sy lewe lê toe nie in die bymekaar maak van skatte, van geld nie, maar in 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Dis al ding wat ooit sin in jou lewe kan gee. 'n Lewende verhouding met Jesus Christus. Sy lewe, Saggeus se lewe, verander handomkeer, want hy het Jesus ontmoet. En nou gaan hy anders lewe. En dis altyd die teken van 'n ware ontmoeting met Jesus Christus, is dat jy anders begin lewe. Dat die onvrugbare vyeboom stadig maar seker begin vruggies dra. Vruggies dra wat anders is as wat dit was. Hy gaan vir die armes begin sorg, omdat hy tuis is in die Vaderhuis. Dit vul hom met vreugde en dankbaarheid. En dit gaan oor in dade. Die vrugte kom. Saggeus seën die armes. Hy doen restitusie, met ander woorde, hy betaal terug wat hy gevat het. Maar hy doen nog meer as wat verwag is. Hy gee meer terug as wat hy gevat is. Hy kom met ander woorde tot bekering. En as jy tot bekering kom en Jesus verwelkom jou terug in die Vader se woning, dan verander jou lewe. Dit moet verander. Jy hoef nie jou werk te los nie. God word soos in Saggeus se geval die besturende direkteur van sy sakeonderneming, die besturende direkteur van sy lewe. Want bekering beteken dat jou lewe 'n ander rigting inslaan en dat jy regmaak waar jy droog gemaak het. Dat jy restitusie doen so ver as jy kan, so Saggeus. En vriende, restitusie is so ontsaglik maklik. Ek hoef net te gaan en te sê, sorry, ek is jammer ek het jou seer gemaak. Ek hoop nie ek het nie, maar ek is jammer. En as jy nie die verkeerde een is nie, weet jy wat? Dit vat niks van jou om net te sê, ek is jammer nie. Want as jy sê ek is jammer, dan haal jy die beklei skoon uit 'n ander mens uit. Hoeveel families en gesinne is nie vandag soos ons by mekaar nie? Want niemand is bereid om ergens jammer te sê. Ek is jammer. Almal van ons maak ergens in die lewe droog. Party op groot skaal,
Party nie op sulke groot skaal. En dit maak eintlik van ons almal kantlynmense. Baie keer voel jy soos 'n kantlynmens. Maak nie saak of jy ryk of arm of geleerd of ongeleerd is. As jy ongeleerd is, voel jy 'n bietjie kantlynerig teenoor die geleerdes. As ek met 'n meestersgraad in teologie my kar se engine oopmaak, dan voel ek bitter onnosel en kantlynerig teenoor byvoorbeeld Nico. As ek arm is, kan ek magteloos voel. As ek ryk is, kan ek dalk skuldig voel oor my geld. Of dalk voel jy dat jou lewe om die een of die ander rede sinneloos is, soos die van Elisabeth. Dalk voel dit vir jou of die lewe vir jou harder houe uitdeel as wat jy nodig het. Dalk het jy nog nooit beleef wat dit is om regtig tuis te wees in die Vaderhuis nie. En dalk is jy nie net uitgeskuif nie, dalk is jy half haweloos, jy's verlore in jou sonde, jy droog gemaak, jy weet nie mooi om reg te maak nie, jy weet nie hoe om dit reg te stel nie. Maar nou is dit Kersfees. Die gekruisigde, opgestane Here Jesus Christus het kom soek na die droogmakers, na die onvrugbare vye bome, wat die wingerd bederf, na die randfigure, na jou en na my. Soos wat Saggeus gehoor het, kan jy hierdie Kersfees opnuut of dalk as jy eerlik is met jouself vir die eerste keer hoor en aanvaar, vandag het daar vir jou redding gekom. En die oproep van Kersdag is, aanvaar vandag opnuut Jesus Christus, God se grootste Kersgeskenk, sodat jou lewe sinvol kan wees. God begenadig swak skakels soos Elisabeth en Maria en die skaapwagters en Anna en ek en jy en Saggeus tot steunpilare in sy nuwe wêreld. En die goeie nuus van Kersfees is, jy kan dit maar glo. Want vriende, as dit nonsens was, sou duisende mense deur die loop van 2000 jaar dit agtergekom het. Die mensdom sal nie vir 2000 jaar lank aanhou met die nonsens van Kersfees as dit nonsens is nie. So al logiese afleiding wat ek kan maak is dat deur die duisende jare het honderde duisende miljoene mense aanvaar. Dit is die sin van Kersfees. Dis die sin, dis dit wat sin in my lewe bring. Nie geld nie, nie status nie, nie rykdom nie, nie prestasie nie, nie enige iets anders in my hele lewe is sin nie. Maak sin nie. Behalwe om te lewe in 'n verhouding met Jesus Christus. Christus het kom soek en kom red wat verlore is. Glo in hom. Wie in hom glo, sal nooit ooit hoor, you are the weak link, goodbye nie. Nooit ooit nie. Al is jy die swakste skakel van alle skakels. Paulus het gesê, ek is die grootste van alle sondaars. En kyk hoe Jesus hom ontvorm. Want wie van ons kan sê dat ek 'n groot deel van die boeke van die Nuwe Testament geskryf het?
Ek het 'n klompie preke geskrywe wat maar napraat is van wat die Bybel sê. Daardie weak link wat mense laat doodmaak vir hulle geloof. Hy word die grootste skrywer van die Nuwe Testament. God kom en hy omvorm die weak links in kosbare, nuttige skakels in die koninkryk. Jy ook. En vanoggend hoor jy, kind van God, vrede vir jou, in wie God 'n welbehae het. Vrede vir jou. En gaan lewe dan ook in 'n wêreld vol goeie mense, as 'n vredemaker. Want hoe durf jy anders? God het jou sy vrede gegee. Kom ons bid saam met Franciscus van Assisi, maak my 'n instrument van u vrede. Kind van God, vrede vir jou en wie God 'n welbehae het. Amen. Here, as u met ons moes handel na wat ons verdien, dan is ons uitgespit en verbrand. En daarom dank ons u uit die diepte van ons harte vir die onverdiende voorreg dat die tuinier gekom het. Dat hy kom werk het aan ons. Dat hy die Heilige Gees gegee het. Om hier diep in ons wese 'n verhouding te bou waaruit die sin van die lewe vloei. Maak ons in hierdie jaar wat voorlê, Here, oop vir sy werke. Heilige Gees, kom oorrompel ons as dit dan nodig is. Sodat ons vanuit hierdie sinvolle verhouding met die lewende God instrumente in sy hand kan word. Soos al die ander kantlyn mense van wie ons in die Bybel lees. En hoeveel van hulle is daar nie? Hoeveel droogmakers, u hele storie met die mens, die droogmakers Adam en Eva, die droogmaker Jakob, die droogmaker Abraham, die droogmaker Dawid, die droogmaker Saul, droogmakers die hele lot, ook ons. Dankie dat u nie kom uitkap nie, Here Jesus, maar dat u as tuinier kom voed en versorg. Maak ook dan van ons klein tuiniertjies wat in u diens staan, soos al die ander kantlynmense van wie ons in die Bybel lees, sodat ons u vrede kan laat kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om ons dankoffers aan die Here te wy.